Jumpie, hoe lyk jy dinge? Lekker in YouTube. Nee, doodstil rustig. Verduidelik my gou 'n bietjie, wat het ons hierso? Man, Chup, hierdie implement wat ons hierso het, is ons Agromass Fox. Ja, Hy's afkomstig van Poland. Ouens wat bekend was met die gewone BT-reeks, sal sien ons het so 'n bietjie veranderinge op die implement aangebring. okay, maar hierdie is nou basically soos jou vorige reeks BT met 'n bietjie versterkings en daai tipe van goed, so tradisionele hoëspoedus, nê? 100%. As jy die implement van hierdie kant af agter toe vat, is hy basies maar dieselfde as die gewone BT-reeks, wat dan maar gelyk staan as jou hoëspoedus. Nou wat ons met die implement gaan doen het, is ons het ondervind daar's 'n behoefte vir 'n rolmoer gedeelte voor jou hoëspoedus. So as jou materiaal baie in jou land is, dan rolmoer jy dit eers. So hy slaan jou materiaal vir jou 'n bietjie fyn en dan kom jy nou met die hoëspoed gedeelte oor dit. So basically hierdie rolmoer gedeelte, hy basically vat hom en dan slaat hy hulle fyn en dan kry jy net 'n, ek neem aan 'n beter vermenging van jou materiaal in die grond in. Jy kry 'n beter vermenging en jy kry 'n fyner snit. So hy slaan basies jou materiaal vir jou stukkend en jou skottel sny dan ook nog jou materiaal vir jou stukkend. Okay, hoekom wil ek al twee gelyk doen? Ag, Chuppie, dit is ouens wat op spulpuntelande werk wat se materiaal jou stand per hektaar is groot. So jou materiaal is baie so en wat baie gebeur is jou stoppels nie fyn gesnoeg kry nie en jy wil rip na die tyd. Weet jy is jou stoppels fyn genoeg vir deurvloei deur jou tande op jou rippers. So alhoewel jou hoëspoedus hom kan hanteer, kom jy probeer 'n bietjie probleem later in as jy met die ripper wil inkom en dan sit jy met die goed wat hak in te kere gaan. En aan hierdie kant chop jy hom nou vir my. Ek hoef nie nou eers met ons het dit altyd 'n Maletti genoem. Ek moet nou nie met die Maletti deurkom nie. Gelukkig het ek hulle al lank jare terug geberre, nê. Ek kan noem op die implement tube is die lekker ding van die implement is sy verstellings is alles hidrolies. So jy het hidroliese verstelling voor op jou rolmoer en dan Yes. jou skottels verander ook stel jy ook hidrolies uit die cab van die trekker. So ek het nie nodig om uit die cab uit te klim nie, nê. Ja. Wat 'n bargain. Okay. Buiten daai Agromass goed, sê vir gou vinnig vir my, wat doen julle dan nou nog? Wat se implemente het julle nog in die stal? Man, Chup, ja, as ons nou aangaan met die Agromass reeks, het ons afhanklik begin met die Agromass hoëspoeduste. Soos die reeks gegroei het ons Agromass kombinasie implemente. Ons reeks het gegroei, ons het die BMC kunsmisstrooiers, ons het die Mascar balers, die Buffalo reeks op die gewone hoëspoeduste en op die Tyson reeks wat beskikbaar is. So, julle ander Agromass produkte wat julle het, basies die hoëspoedusse en dan sê jy die Buffalo's? Ja, op die Buffalo's het ons en dan die kunsmisstrooiers, die BMC kunsmisstrooiers en dan het ons die Mascar baler reeks ook. Okay, en dan so daai BMC strooiers wat julle daar het, jy sê 'n goeie ordentlike presisie strooier, maar sakpasprys. Waarde vir geld. Dit is waaroor dit gaan, nê. Nee. Okay, en op daai Tysons, want ek het gesien daar's min goed wat sny soos wat daai goeters insny nie. Dis nou vir ouens wat ordentlik materiaal inkorporeer, nê. Nee. Chup, ja, as jy 250 mm diep wil werk met 'n hoëspoedus teen 'n kilogram van 220 per skottel en jy wil nog steeds tussen 10 en 15 km/h met jou implement werk, jy wil materiaal insny, jy wil die kors breek, jy wil kalk insny, is die Buffalo Tyson dan vir jou die antwoord. Verduidelik gou daar waar jy nou sny, waarna moet ek kyk? Chup, jy kan kyk na die grond en die materiaalvermenging en dan die mooi saadbed wat hy vir jou los na die tyd. Dis nou daai dubbelroller wat nou sy job doen daar, nê. Nee. 100%. Dis maar hy lyk mooi, is mooi glad. Ja, as jy 'n highway in jou mielieland wil maak, dan gebruik Kyk, die highway Middelland, dan is jy gesort.